ons verhef U vanmôre bo ons omstandighede, bo Here ons siekte, bo ons bekommernis, Here, kom ons vanoggend en ons verhef U. We exalt Thee, O God, because You alone are worthy to be exalted, high above and far above everything and anybody else. Here, ons loof U, ons prys U en ons aanbid U. Ek weet, Here, dalk is daar mense vanoggend wat ingeskakel is, of wat hier is. Vanmôre sê ek bekommernis, ek het probleme, ek het nood. Here, ons verhef U vanoggend bo alles. Verklaar onomwonde, soos U woord sê, by U is alle dinge moontlik. Ons dank U, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, die Here seën, jy kan nie sit plek in nie, baie dankie band, waardeer julle vanoggend. Baie welkom in die huis van die Here, ek so bly alles sal reeds afgehandel, en ek is aan die herstel, en ek hoop, teen volgende Sondag kan ek al saam met julle hier sit, en lofprys en aanbid, maar ons dank die Here vir die aanraking in my liggaam, en dat dinge vorder soos ek glo. Dit moet en sal wees. Ek dink die aankondigings en alles is reeds gedoen, so ons gaan nou aan met die diens, en voordat ek die woord bedien, is dit vir my groot voorreg vanoggend vir Christo en Klava vra om vorentoe te kom saam met Giovanni, en as hulle wil hê oupas en oumas moet kom, en wie ook hulle gekies het, is hulle keuse, maar asseblief, ek wil nie by die familie moeilikheid betrokke raak nie. So as julle nou nie almal hier voor staan nie, is nie my skuld nie. Daar kom oupa en ouma. Hierdie oupa en ouma maak het nou al gewoonte, was net 'n paar weke terug, toe sy lê met 'n ander babietjie. Maar dit was daarom Klava se sussie, Rashenka, saam met Hanu, en baie goed om julle weer te sien. Hallo buddy, hoe het jy? Ek vanoggend nie. Moet ons klaarmaak, gou maak, né? Daar sê. Ek lees vanmôre die woord van Here Markus, hoofstuk 10, vanaf vers 13 tot 16. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Wat hy daar bedoel is die eenvoudigheid. Ons op partykeer die evangelie so ingewikkeld maak, en soveel kerkreëls en mensereëls, maar hy sê as jy dit net ontvang, so eenvoudig soos 'n kind. Jy weet, as die kindertjies nog klein is, en hulle vra jou veral daardie snaakse vrae, moenie vir hulle lieg en alles sê, net vir hulle, gee hulle vir die antwoord, en hulle sal aanbeweeg. Nou wil ons dit toesmeer met 'n ander dingetjie, en dan later, word 'n bietjie groot, dan sê maar, joh, mamma, papa, weet nie lekker wat in die lewe aangaan nie. Toe ek daai vraag vra, toe gee hulle my 'n ander antwoord. Eenvoudig antwoord. En dan sê, en hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê, en hulle geseën. Ek weet nou, Giovanni lyk baie woelig vanoggend, ek weet nie of hy sal toelaat dat ek hom kan, ek wou vir oupa Johan vra om vir my te bring, maar kom ons kyk, skus ek, sê buddy, hallo, dis wat jy soek, hè? Almal soek hierdie mikrofoon. Vertel ons bietjie, hoe voel jy oor hierdie saak? Sê wat? Het is moeilik om hierdie ding te praat, hè? Kom ek hou 'n bietjie vas, alright? Kyk hier vir die mense. Kyk daar vir die tannies met die kameras. Kom ons, sluit net die oë en dan bid ons saam. Hy raak dalk 'n bietjie woelig. Mamma of papa kan hom net vat. Kom ons staan sommer saam en ons strek ons hande vanmôre uit.
En ek gaan net gebed vir Giovanni doen en vir Klawa en vir Christo. En ook vir die oupas en oumas, die ooms en tannies, die familie. Daar die voetjies en ek sien vanmôre hoe klein hulle is, maar dat hulle van kleins af die voetspore van Jesus sal wandel. Kom ons bid net saam. Dierbare Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmôre, Here, en terwyl ek klein Giovanni se handjie vat, Here, Vader, is dit wat U vanmôre van ons verlang, is om ons hande uit te strek en die sterke hand van God te vat. Here, ek bid vanmôre vir hierdie klein seentjie. Ek lê my hande op hom, Here. En ek bid vanmôre, Vader, dat U iets besonder in sy lewe sal doen. Ek bid vanmôre, Vader, vir Christo en Klawa, Here, dat U hulle wysheid en insig gee met die opvoeding van klein Giovanni, Here. En ek bid vir die oupas en die oumas. Ek bid vir die ooms en die tannies, die vriende kring waarin hy sal betrokke raak. Here, dat hulle nie sy lewe, sy gedagtes en sy hart sal besoedel nie, Here. Maar Vader, as hy by die huis kom, sal hy weet, mamma en papa is daar, om my te leer van Jesus en my hart suiwer, en my siel en my gees skoon en suiwer te hou. Vader, ons dank U vir U liefde en U genade. Al die lof en al die eer kom U toe, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Giovanni Willem Stoop, sy naam beteken, die belofte van God is, he is a sign of God's grace and mercy. En die voorstuk, die skrifgedeelte in die Bybel is Josua 1 vers 6. It says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Jy soek hierdie microfoon seën, hè? Dis al wat jy wil hê. Dit is baie spesiaal oor hierdie klein seentjie. Ek bid net dat die Here iets besonder in sy lewe sal bereik tot eer van sy koninkryk, en dat Christo vir jou en Klawa hy 'n groot seën vir julle sal wees, aanwins vir julle as familie en oupa en ouma so trots sal maak. Baie geluk, Klawa. Daar jy my boetie gaan sit nou, né? Okay. Daar sê. Christo, baie geluk, hoor. Daar sê. Johan, baie geluk. Daar sê. Vanmôre woord bedien wat die Here op my hart gelê het, en in die voorbereiding het ek dit nie agtergekom nie, en vanmôre toe ek hier agter sit, toe besef ek, jy sal bewus wees die afgelope 2 maande, indien nie meer nie, hierdie gebedsversoeke vir mense wat siek is en krank, geweldig toegeneem. Ek onthou waar ons party Sondag nie eers vir mense gebid het nie dat ons nie wou nie, maar daar was nie behoefte nie. Maar in die laaste 2 maande, ten minste, is daar 10 of 8 of 6 mense wat ons aan die Here opdra wat siek is in hulle liggaam. Die titel van die boodskap vanmôre is Genees my wonde, Heal my wounds. En nie sit dalk hier en sê, maar ek het nie wonde nie, ek is net siek in my liggaam, ek het 'n geliefde daar in die hospitaal, en hulle het nie wonde opgedoen nie, maar hulle is siek. En ek wil vanmôre vir u sê, deur die bediening van die woord, en kan nie vra om net 'n bietjie geduldig te wees, ek wil 'n bietjie lering gee vanmôre oor ons as mens. Ons is driedimensioneel, nie net van aangesig nie, die van die wat al ingenieurstekening en sovoorts gedoen het, weet van 'n driedimensionele tekening, maar ek praat van nie op sigself nie, maar ons bestaan uit 3 dele, die mens.
Maar ek wil begin en vra dat jy saam met my blaai na 2 skrifte in die woord van die Here. Die eerste een is in die Ou Testament, Jesaja hoofstuk 53, vers 5, en die tweede skrifgedeelte is in Lukas hoofstuk 4, verse 18 tot 19. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy, dit is Jesus, die Messias, is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. The Amplified Bible says, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our guilt and iniquities. The chastisement needful to obtain peace and well-being for us was upon him, and with the stripes that wounded him, we are healed and made whole. En as gevolg van daardie skrif, en alhoewel verder in Jesaja kom, die volgende skrifgedeelte, want Jesus, alhoewel het nou aangeteken is in Lukas, het hulle vir hom in die tempel, in die sinagoge eendag die boekrol van Jesaja gebring en het dit oopgemaak, en toe lees hy die volgende, wat die profete geskryf het, sê die woord van die Here, Lukas 4:18, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. The Amplified says, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me, the anointed one, the Messiah, to preach the good news, the gospel to the poor. He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity. Geliefdes, miskien beskryf dit u vanoggend. Miskien beskryf daar die woorde iemand in jou lewe, iemand in jou familiekring, jou gesin. Maybe somebody is downtrodden, somebody is bruised, someone's spirit has been crushed, someone is broken down by circumstances over which they have no control. Die Here Jesus wil hê dat ons heel moet wees. Sy begeerte is dat ons gesond moet wees, geestelik, liggaamlik en sielkundig. Want 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. And may the God of peace himself sanctify you through and through, separate you from profane things, make you pure and wholly consecrated to God, and may your spirit and soul and body be preserved sound and complete and found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah. Net God alleen kan hierdie 3 verskillende dele van die mens heel maak. Liggaam, siel en gees. Die probleem vandag is, geliefdes, dat baie van ons gee aandag aan ons liggaam. Oor 'n paar uur. As jy 12 uur eet, is dit so 2 en 'n kwart uur. As jy 1 uur eet, gaan dit 3 en 'n kwart uur wees. Maar iewers binnekort gaan u aan jou liggaam aandag gee. En omdat dit Sondag is, dan gaan ons dalk onsself 'n bietjie bederf en sê, ag, weet jy wat,
weet ek nou hierdie week bietjie gewerk aan my dieet, maar ek gaan myself net 'n bietjie bederf vandag en ons so ou soetproppie en so 'n lekker ny of twee en dan vind ons daar is dalk verhoudingprobleme en dan sê ons wel hierdie week gaan ek 'n bietjie werk aan my huwelik, bietjie werk aan my verhouding met my kinders en ek gaan soos 'n bietjie aan my sielswes gaan ek 'n bietjie aandag gee en dan iewers in die week dink jy aan die kerk. Jy dink aan die Here, jy dink aan die Bybel en besef jy dit is seker weer tyd om net 'n bietjie aan die Here aandag te gee. Almal van ons wat vanoggend met 'n motor hiernatoe gekom het, sal weet daar's 4 bande. As ek vir 'n paar van die leiers of die kerkraad moes vra, sê manne, gaan net gou buite en so 3 of 4 karre, pluk net een van die wiele af. En ons sien hoe jy hier uit gaan ry sonder al 4 wiele op die motor en so geliefdes, is dit belangrik om ons hele lewe in balans te hou. Party mense is so behep oor hulle liggaam en ek praat nie teen dit nie as jy daarvan hou, ek sê nie dis sonde nie, ek oordeel nie, maar mense spandeer ure in die gym. Van die fikste en gesondste mense wat jy kry, spiere wat klere amper nie eens kan toemaak nie en 'n hartklop en longe wat sterk is en hulle eet net sekere kosse. Jy het eendag 'n prentjie gesien wat hierdie illustreer, dan sien jy die vrygeboude persoon wat so staan en die skaduwee wat hy gooi verteenwoordig sy gees. Lyk so brandmaar en arm, jy kan amper nie eers sien dat dit 'n mens is nie. Hoeveel tyd bestee ons aan ons liggaam, aan ons sielsdimensie, ons verhouding met ander en om seker te maak ons is gelukkig en ons vermy dinge wat ons ongelukkig maak en ons wil net hê daar moet vrede in die huis wees, maar geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê, dit begin, die balans van jou lewe begin om aandag aan jou geestelike verhouding met God te gee, om aandag aan jou gees te gee. Werk so hard aan hierdie verhoudings en al die tipe goed, maar jy gaan nooit die liefde kan gee en liefde kan ontvang en mense kan vergewe as jy nie begin om te leer om dit van God te ontvang nie. Wonde, die titel vanmôre is Genees my wonde. Jy sien baie van ons, ek dink nie daar's enige iemand hier wat vanmôre vir my nie kan sê, pastoor, hier iewers op my liggaam is 'n litteken. Somewhere on my body is a scar, en jy kan onthou presies hoe dit gebeur het, al was jy 7 jaar oud, jy sal sê, ek was daar en dit en dat en die ander het gebeur, en daar's die merk. Ons almal het al liggaamlike wonde ontvang. But just as we receive wounds, we are capable of inflicting wounds on others. Jy het per ongeluk iemand gestamp of jy het jou meer verloor en iemand 'n vuishou gegee en jy het iemand 'n liggaamlike wond toegedien. Dalk in sport, heel per ongeluk was jy die oorsaak dat iemand gewond is. Maar daar's 3 tipe wonde, omdat die mens uit 3 dele bestaan. Die eerste is liggaamlike wonde, an injury to the body, as from violence, accident, or even surgery, that typically involves laceration or breaking of a membrane such as the skin, and usually damage to underlying tissue. The 3 types of physical wounds or bodily wounds are, first of all, abrasions. These form as a result of rubbing or scraping the skin against a hard surface. The second type is lacerations. These are deeper cuts caused by sharp objects such as a knife or sharp edges. And then thirdly, puncture wounds. They are small yet deep holes caused by a long pointed object such as a nail.
Die tweede tipe wonde is sielkundig. Mental or emotional wounds. And they are the following. Sielkundige wonde is eerstens verwerping, rejection. Secondly, abandonment, verlating. Derdens, vernedering, humiliation. Fourthly, betrayal, verraad. En laastens, onreg, injustice. Iewers in jou lewe het jy verwerping ervaar. Iewers het jy verlate en eensaam gevoel. Iewers was jy verneder. Iewers het iemand jou verraai, jou in die spreekwoordelike rug gesteek. Iewers het iemand jou 'n onreg aangedoen. Ons almal vanmôre sit hier. Ons het iewers in ons lewens 'n liggaamlike wond ontvang. Ons het iewers 'n sielkundige wond ontvang. My vraag is vanoggend, het jy al genesing daarvoor gekry? Ek weet as u nie vanoggend vir my die wond kan wys wat nog steeds bloei of nog steeds steke in het nie, het jy 'n litteken om vir my te wys, maar daardie wonde genees. Daardie wonde pla ons nie, sodra die vel herstel het en alles is weer reg, maar dit is die sielkundige wonde baie keer wat vir ons die probleem is, en dit hou ons terug, dit kelder ons groei en ontwikkeling met die Here en selfs met mekaar. En dan hand aan hand met sielkundige wonde is die derde tipe wonde, en dit is geestelik. A spiritual wound is a wound that disrupts your relationship with God or your spiritual practices. Spiritual wounds typically occur when a parent, authority figure, or religious leader uses the name of God for self-centered purposes or twists God's word to cause harm. En my hart is seer vanmôre om te weet dat daar predikers is wat dit doen. Wat die woord van die Here misbruik om vir hulle self te verryk. Die Bybel sê duidelik, ek stem saam daarmee, Paulus sê, as jy die evangelie verkondig, moet jy daarvan leef. Hy het ons geleer dat die herders versorg moet word. En ek dank en eer die Here wanneer die leierskap van ons gemeente kom en sê, pastoor, ons wil net vir jou en jou gesin seën. Ons wil net julle seën vir dit wat julle doen en vir ons beteken. En ek waardeer dit, maar ons moet waak om nie mense te misbruik, evangelie te misbruik vir ons eie vooruitgang nie. Spiritual wounds take the following forms. It's a disconnection with that which brings meaning and joy in one's life. Dis 'n diskonneksie van God, want God alleen kan werklik vir jou 'n betekenisvolle lewe bied en ook opgewondenheid en vreugde en blydskap. Want die probleem is, ons vind dit nie by God nie, want ons gaan soek dit nie by hom nie, en dan gaan soek ons dit by ons medemense, totdat hulle ons in die rug steek, ons 'n wond toedien, dan wil ons niks met die kerk te doen nie, ons wil niks met God te doen nie, want 'n kerkmens het my seer gemaak, maar my vraag is, as jy eerstens na God toe gegaan het. Ek het geleer, geliefdes, wanneer ek fyngevoelig raak oor hoe mense met my praat, hoe mense my behandel, dan moet ek gaan kyk na my verhouding met God. Hoe nader ek aan die Here is, hoe intiemer my verhouding met God is, hoe dikker is my menslike vel. Miskien sal iemand anders sê, jong pastoor, ek sal nie toelaat dat iemand so met my praat nie. Kan jy liefdevol glimlag en sê, jy's reg. Hulle het nie met jou gepraat nie. Maar my vel is dik, want my verhouding met God is intiem. 'n voorbeeld daarvan is toe Judas
in die tyd van Getsemane na Jesus toe stap, hy hom 'n kus gegee het. En die volgende woorde uit Jesus se mond is, vriend. As jy 'n man of 'n vrou in die oë kan kyk, nadat hulle jou verraai het en sê vriend of vriendin, dis 'n bewys dat jy nader aan God is, en minder ingestel is en gevoelig is vir wat mense sê, wat mense doen. En ek sal dalk in die nuwe jaar, as die Here so wil, is nog nie klaar daarmee, die Here het 'n boodskap op my hart gelê, het eendag 'n gesegde gelees. I read a quote one day, and it's an old African proverb. It says, it's not what they call you, but what you answer to. En dis waaroor hierdie gaan. Dit maak nie saak wat jy my noem nie, dis maak nie saak wat jy vir my sê nie, maar dis waarop ek reageer, wat aan jou en myself gaan openbaar, waar my verhouding met God is. Another spiritual wound is disconnection with God, with yourself and with others. Thirdly, a diminished sense of self-value and worth. As jy jou waarde onderskat, as jy minderwaardig voel, ek sê dit met liefde, liewe dames, en selfs mans wat dit ervaar, as jy 'n minderwaardige selfbeeld van jouself het, wil ek vir jou sê, gaan druk in by die Here, vat jou woorde en gaan in jou binnekamer en sê, Here, ek gaan nie hier uitkom nie, totdat ek my waarde in U besef, en ek kan uitstap met my kop omhoog en my skouers terug, en weet wie ek in Jesus is, en dat ek nie deur mense geïntimideer word en verneder word nie. Want 'n minderwaardigheidskompleks lei oor 'n tydperk na depressie. En daai gat word net al hoe dieper en moeiliker om uit te kom. Another spiritual wound is loss of purpose. Onbewus van jou doelwit. A loss of hope, hopeloosheid, isolation or loneliness, jy onttrek jou, en geliefdes, ek het al baie gesê, ek verstaan dit nie, as boeties en sissies in die kerk moeilikheid ervaar by hulle werk, of waar dit ook al mag wees, dan isoleer hulle self van die liggaam, bly by die huis, in plaas om hier te kom en sê, my broers en my susters, vat my hande, dis wat ek deurmaak, maar ek weet, U het my lief, en ek weet, as ek omvou word met U liefde, en met U meegevoel, gaan ek beter voel. Maar jy onttrek jy sit by die huis, dan kom fluister die duiwel leuns in jou ore, dat die kerk nie omgee nie, jou boeties en jou sissies, 'n belang in jou verloor het. Dalk is dit net dat hulle jou respekteer en nie 'n aandring op jou wil maak nie. Jou privaatheid respekteer, maar as jy nie praat nie, gaan ons nie weet nie, en ons kan jou nie omvou met die liefde van Jesus nie. Spiritual wounds also appear in suffering, and then lastly in shame or guilt, skande en skuldgevoelens. Maar daar is 'n duidelike verskil tussen liggaam, siel en gees. The spirit, die gees, the spirit relates upwards to God. Die gees kyk opwaarts na God. Die siel, jou sielsdimensie, is innerlik na jouself. Your spirit relates inwardly to yourself, and your body relates outwardly to the world. En hulle is gekonnekteer. Jy sien, want met my oë en my ore
ontvang ek inligting gedurig. Ek kyk na u vanmôre, ek kan sien daar's 'n paar wat aandagtig luister, ander wat notas neem, daar's ander wat se aandag al klaar afgelei is deur ander dinge en ek ontvang daardie inligting. En die volgende wat gebeur is my sielsdimensie neem daardie inligting en bepaal hoe ek gaan optree. Of ek my krukkies gaan vat en klik, hier gaan uitstap, want niemand wil aan my aandag gee nie. Of ek begin 'n klippe van die kansel afgooi. Of ek begin bewoer raak en trane stort en myself bejammer, maar dat niemand vir my aandag gee vanmôre nie. Of in die uiterste die kansel hier afgooi en hier by die agterdeur uitstap en sê ek's klaar met julle. Ons doen dit in ons huwelik, ons doen dit in ons familie, ons doen dit by die werk. Ons neem waar in ons sintuie deur ons liggaam en ons sielsdimensie interpreteer dit. En jy sien, as ek nie geestelik in 'n goeie verhouding met God is nie, en sy liefde en my doelwit verstaan nie, dan laat ek toe dat my sielsdimensie bepaal hoe ek gaan optree. En baie keer is dit verkeerdelik, dis teenstrydig met hoe my gees moet optree. Paulus sê in Galasiërs, wandel volgens die gees, dan sal julle nie die begeerlikhede van die vlees uitvoer nie. Hebreërs 4 vers 12 kom die Bybel en sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Daar's 'n duidelike skeiding tussen my liggaam, my siel en my gees. En wanneer ons kyk na die oorspronklike vertaling in die Grieks van hierdie skrif van liggaam, siel en gees, kom ons en eerstens die eerste woordjie is pneuma. P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A. Pneuma is the Greek word for your spirit. Dis wat God se lewe in ons ingeblaas is, toe Adam daar leweloos gelê het God gekom en die asem van die lewe in sy neusgate geblaas en die Bybel sê so het die mens 'n lewende siel geword. Doordat die gees van God nie vaardig in jou lewe is nie, jy wandel, jy kan 'n Springbok atleet wees, jy kan 'n Springbok rugby speler wees en vir die vermaak van Suid-Afrika baie beteken, maar vir God se doel in jou lewe is jy leweloos en dood. Pneuma means breath, awesome. And in English, when somebody has a lung disease, it's called pneumonia. Pneuma, breath, air, pneuma. Die tweede Griekse woord is psyche. P-S-U-C-H-E. P-S-U-C-H-E. Psyche, which means soul. Psyche beteken sielkundig. Psychology, psyche, psychology. And then thirdly, the body in Greek is called soma. Nie sommer nie, maar soma. S-O-M-A, S-O-M-A. Die liggaam, the body is called soma. And that's where we get the medical terminology psychosomatic. Psychosomatic, soma. Soul, body diseases or disorders which are caused by mental and emotional problems. Ons siel
funksioneer op die volgende manier, en ek gaan dit vinnig vir u gee, en as u dit nie vinnig genoeg kan neerskryf nie, dan in die week sal ons die preek uitdeel, maar ek wil net vinnig hierdie met u deel, voordat ek na die einde kom, wat die belangrike punt is, en ons soek genesing vanmôre. Maar jy sien, baie keer ontvang ons nie genesing, wat ons verstaan nie, dat ons uit 3 dele bestaan. En baie keer wil ons sintuie nie aanvaar, ons sintuie, ons verstand, kan nie verstaan wat God se woord sê nie, of ons kan nie ons geloof genoeg daarin plaas nie, want ons sien nie iets gebeur nie, ons voel nie iets gebeur nie. Our soul, our spirit, ons gees, die pneuma, it functions in your spirit, and the following is important. I receive revelation from God through my spirit. Ek ontvang openbaring van God deur my gees. Ek bid tot God in my gees. Ek het gemeenskap met God in my gees. My aanbidding tot God moet in gees wees. Jesus sê, hierdie mense nader my met hulle monde en hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar daar kom 'n dag wanneer mense God sal aanbid in liggaam, siel, in gees en in waarheid. We witness to man and to the world by receiving inspiration through our spirit. We have a conscience to judge. We have fellowship with God in the church. Ons kom in die gees by mekaar. Then secondly, our soul, suke, that is our memory, where we recall, where we remember, where we reflect. We have our curiosity, ons nuuskierigheid, is in ons sielsdimensie, to inquire, to explore, our perception, ons persepsies, ons redeneringsvermoë, ons verbeelding, ons emosie en ons wil om te kies, is in ons sielsdimensie. Jy sien hoekom dit belangrik is om dat die kommunikasie tussen my gees en God reg is sodat wanneer ek met my sintuie dinge ervaar, beleef, raak sien, inneem, moet die gees my siel help om die regte keuses en optrede te maak. The body is first of all reception. It receives information. Dis ontvanklik, dit ontvang informasie, dan reageer ek in my liggaam en dit is hoe ek my uitdruk. Nou baie keer gehoor mense sê, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Ek weet jy dit nie bedoel nie, maar dis hoe jy jou uitgedruk het. En jou uitdrukking is dan heeltemal anders as wat jy bedoel het. Jou uitdrukking moet dieselfde wees as jou bedoelinge. En wanneer ek in 'n geestesverhouding met God is en verdiep is in my verhouding met hom, dan help my gees dat my siel, dat my bedoeling en die uitdrukking, die optrede ooreenstem. Romans 8 verse 5, the King James Version says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. En Paulus sê, sy begeerte was om Jesus beter te leer ken. En dit moet ons begeerte wees. In his humanity, Jesus Christ was the perfect man. Because he was like us, he was totally man in spirit, soul, and body. He knew what it felt to be rejected. He knew what it felt to be betrayed.
He knew what it felt to walk into Jerusalem and have them praise him and glorify him, and a few days later tell Pilate, crucify him. Laat sy bloed op ons hande wees, het hulle gesê. En AD 70, die vyand vir Jerusalem omsingel, dat mamas hulle eie babetjies gekook het om te eet, want daar was nie kos nie. Pas op wat se uitlatings jy maak teenoor God. Be careful what you say about the Jews and Israel. I remind you this morning, God says, those that bless Israel, I will bless, and those that curse them, I will curse. I pray that our government pays attention to this. Our country's in a mess as it is. We need God's intervention. The last thing we can do is still turn our back on the nation of God. Ek sluit vanmôre. Dis 'n liedjie wat ons sing. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Die koorgedeelte is Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Terwyl ons daardie liedjie sing vanmôre, wil ek u 'n geleentheid gee dat jy jou hart oopmaak. Die wonde wat jy toegedien is in jou lewe, of dit liggaamlik, geestelik, of sielkundig was, kan die Here vanmôre genees. Daar is baie van ons lidmate wat sukkel met kanker. Ek wil vanmôre vir jou sê, kanker is nie groter as God nie. God can speak one word and that cancer will shrivel up and die. But also, as u dalk in jou verlede ander mense wonde toegedien het, liggaamlik, geestelik of sielkundig, kan God jou vanmôre ook vergewe. Die Heilige Gees is reeds besig om jou te oortuig, daar het alreeds gedagtes in jou hart ontstaan, en jy onthou ewe skielik iets wat jy aan jou vrou gedoen het, iets aan jou man, jou kinders, jou familie, jou geliefdes. Bely dit voor die Here vanmôre. As jy vanmôre siekte in jou liggaam het, wil ek hê jy moet die Here vertrou. Ek voel tog, ek wil vanmôre geleentheid gee. As jy genesing wil ontvang, terwyl ons hierdie liedjie sing, dat jy vinnig sal opstaan, hier na vorentoe sal stap, staan net so eentjie beide kante van die kamera. Gaan ek vra dat Pastor Simeon, Pastor Nico, Ben, Linda, Cherise, Rita, net vanmôre vir ons sal kom help om vir die mense te bid. Vertrou die Here, dit is nie ons wat die genesing doen nie. Dit is net die instrument. Daarom terwyl ons dit vanmôre sing, stap uit. The wounds you've suffered in your life can be healed today. Wounds you've inflicted upon others, God can and will forgive you. But step out this morning in faith, in Jesus' name. Do not pass me by. And pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry, and while on others thou art calling, do not pass me by.
thy throne of mercy. Find a sweet relief, kneeling there in deep contrition. Help my unbelief, and Savior, Savior, hear my humble cry. And while on others thou art calling, do not pass me by, and trusting only in thy merit, would I seek thy face. Oh, heal my wounded, broken spirit, and save me by thy grace. And Savior, Savior, hear my humble cry. Oh, why on others thou art calling, do not pass me by, and trusting only in thy merit, would I seek thy face, and heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Oh, heal my wounded, broken spirit. Oh, save me by thy grace. Father, I pray this morning for those watching this broadcast, listening by audio, that have sickness and disease and wounds in their body, mind, or spirit. And God, I declare healing in the name of Jesus. We thank you, Father, this morning that, my God, whatever the devil has stolen will be returned 100-fold. En Here, ek bid vanmôre dat ons werk sal maak aan ons geestesverhouding met u. Dat ons gees gelei word, ons gees ons siel sal lei, sodat wanneer ons dit wat ons inneem deur ons vlees reg ontvang sal word, interpreteer sal word en ons gedrag, Vader, eer tot u naam sal bring. Vader, al die lof, al die eer, al die prys en die aanbidding kom u toe en u alleen. En ons sê dankie, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie, baie dankie. Die Here seën u. So dankbaar en opgewonde om u vanoggend te sien. Gee my kans dat ek net daar by die deur vir u kan groet. Here seën u. Baie dankie.